Dan sê hy, baie dankie en kom ons hou op aanbid, nie ophou bid nie, amper sê ek aanbad, kom ons hou aanbad, dit ook asseblief, hou aanbad. Ja, lag maar lekker. So, kom ons hou aanbid vir ons omgewing, hier is genoeg water om mee te bad. En ons vertrou die Here regtig vir ook dit wat hy alleen kan doen. Nou, ons gaan vanoggend so 'n tydjie in die woord ingaan. Dis lekker om saam met julle altyd in die woord te kuier. Ons is nog steeds besig om te praat oor wanneer liefde werk en spesifiek in verhoudings. Nou, vanoggend wil ek dit gou-gou optel waar ons laasweek geëindig het, toe Dewald vir ons die woord bedien het. Ons het gepraat oor baie keer in verhoudings, dan sien ons dat verhoudings lyk nou nie soos wat ons gehoop het dit gaan lyk nie. Hierdie vriendskapsverhouding lyk dalk nie soos wat ek verwag het hy moet lyk nie. Ouer-kind verhouding, jy sien hierdie gap, dis nie wat ek graag wil hê dit moet wees nie, dis in ons almal ingebore hoe verhoudings moet wees, my huweliksverhouding, watter verhouding het ook al is, die spanning by die werk, die werksverhoudings, daar's 'n gap van wat dit behoort te wees, en dan skryf Paulus vir ons so mooi, en dis waar ons laasweek gepraat het, hy het gesê, ons kan kies, wanneer daar 'n gap is, kan ons kies wat sit ons in daai gap in. Jy kan kies, sit jy nog van daai moeilike, negatiewe, slegte goed in, of sit jy in dit waarvan die gedig in 1 Korintiërs praat. Hy sê in vers 7, hy sê, die liefde bedek alles. Die liefde glo alles. Die liefde hoop alles. Die liefde verduur alles. Nou as jy nou net daai woorde vat, en jy dink, hoe gaan daai woorde wees as jy hom begin voel? As jy in 'n verhouding is, en jy voel, ek is gecover. Hoe gaan dit jou laat voel? Dit gaan jou dadelik veilig laat voel. Ek weet, al het ek foute gemaak, soos ek by 'n plek instap, waar dit ook al mag wees, my foute gaan nie uitgestal word nie. My foute gaan nie teen my gebruik word nie. My swakheid of my gebrokenheid gaan nie hier vir almal op 'n tafel uitgesit word om te sien nie. Ek gaan gecover wees. En dit werk die liefde. So kom Paulus sê, dit bedek alles. As hy sê, glo alles. Baie keer, dan stap ons met mense 'n pad, wat ongelukkig dan nou foute maak, en dan etiketeer ons hulle volgens dit. Daai persoon voel, dat elke keer, as jy daai goed, uit daai gat uithaal en opbring, voel dat jy nie in hom, of in haar glo nie. Maar wanneer ons glo in mekaar, as jy beleef, ek glo in jou, skep dit vertroue. Bou die verhouding, kan jy hoor hoe maak dit die gap kleiner? As ons sê die liefde hoop alles, nee. As ons in ons gesprek en ons verhouding het, ons weet hier's uitdagings, ons weet hier's konflik, ons weet hier was moeilike goed, maar dis okay. Paulus sê, kom ons trek ons uit na dit wat voor is, ons sit dinge agter ons, sodat ons dan ook in daai verhouding kommunikeer, ons sien vir die verhouding wat God sien. As ons sê ons verduur alles, of ons verdra alles, nee, dit gaan so mooi saam met 1 Korintiërs se geduld, om lank aan te hou, om lank uit te hou, nee. As ons sê ons verduur alles, beteken dit ek bly teenwoordig, ek onttrek nie emosioneel nie. Ek is hier, ek glo in jou, ek stap saam met jou deur die moeilike goed. Ek stap ook saam met jou as jy moeilik is. Want daar's dalk redes hoekom jy moeilik is. Ek stap saam met jou en ek is vol van genade, en dis wanneer ons genade gee, wat God se liefde dan kan werk. Nou vandag gaan ons hierdie, wanneer liefde werk, die verhoudingsdeel so 'n bietjie afsluit, en ons gaan praat oor 'n baie spesifieke ding vir oggend. Ek wil jou gou vra om dit te help onthou, om dit gou saam met my te doen. Die ding waar ons gaan praat, is hierdie ding. Sit gou jou hand daar. Ek hoop jy het jou hande gewas. Ons gaan vanoggend praat oor ons monde. Ons gaan vanoggend praat oor kommunikasie, hoe belangrik kommunikasie is, want as ons dink aan glo alles, hoop alles, verdra alles, verduur alles, wat sit ons in daai gap, dan het hierdie ding 'n groot rol daar te speel. Hierdie ding wat ons mond noem, ons tong noem, hy help ons om daai gap te vul, want almal van ons praat. Hy help ons om daai woorde toe te pas. Nou vanoggend, reg in die begin van hierdie woord, wil ek gou sê, as ons vanoggend hieroor preek, is dit nie vanaf 'n plek, ook van my af, nie vanaf 'n plek van ek het arrive nie. Vra maar vir Ansel, as jy wil weet.
Ek het glad nie arrive nie. Niemand van ons het nog arrive met dit nie. En daarom gaan vanoggend se preek nie oor perfeksionisme nie, maar vanoggend se preek gaan oor groei. So luister vir jouself. Moenie vanoggend die ou langs jou pomp en sê hoor bietjie daar nie. So vanoggend ook, saam met dat jou hand op jou mond sit, kan jy vanoggend ook so sit, om te sê, Here, ek ontvang wat U vir my wil sê, want ek wil groei daarin, om meer en meer soos Christus te word. Nou Jakobus skryf in Jakobus 3 baie oor die mond en oor die tong, maar hy help ons ook aan die begin van die hoofstuk, om te verstaan, dat niemand van ons perfek is nie. Hoor hoe amazing is die Bybel, hoor wat sê hy, ek dink julle almal gaan nou hierdie skrif hoor, dan gaan julle sê, dankie tog. Hy sê in Jakobus 3 vers 2, hy sê, almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Dis hoekom ons sê, ons bad as ons bid. Nee, dankie Here tog vir hierdie woord. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man. En ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. So Jakobus kom probeer nie vir ons sê, okay, dis okay, laat loop maar praat soos jy wil nie. Lees die res van die hoofstuk, dan praat hy met ons oor die belangrikheid van ons mond en ons tong. So hierdie is nie 'n verskoning nie, maar dis 'n aanmoediging. Hoe kan ek groei in my kommunikasie, in hoe ek praat, in alle verhoudings, want dit is belangrik hoe ek praat, want dit is 'n gap filler en dit gee liefde 'n geleentheid om te werk of nie te werk nie. Nou ons gaan dit optel vir oggend in Efesiërs 4, waar Paulus dan nou skryf, ook oor hoe ons praat, oor ons kommunikasie. Nou gaan ons 'n bietjie daar stil staan. Hoor wat sê hy vanaf vers 25, hy sê, vermy die leuen. Daarom, vermy die leuen. So as hy sê daarom, dan kan jy so lank die boonste gedeelte gaan lees. Want hy sê nou dit, want daar's iets daar gesê, so daar's nou 'n daarom, daar's 'n implikasie, so ons gaan nou by dit kom. Hy sê, vermy die leuen, praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie, moenie vir die duiwel plek gee nie. Nou ek onthou toe ek my skoonouers gaan vra om met Ansel te trou. Ja, kyk, ek was reg vir 'n lang preek. Ek het die preek verwag. Ons het bo op Tafelberg gesit. Toe sê my skoonpa, nee, julle kan enige tyd trou. Beloof my net een ding. En dis dat julle nooit kwaad sal gaan slaap nie. Nou ek het al bely teenoor hom, want ons het al die belofte gebreek. Okay, maar hoor wat sê Paulus, maar daar 'n min hoor. So Paulus sê, pastoor en sy vrou sit ook baie keer vas, hoor. Okay, moenie vir die duiwel plek gee nie. Nou as jy Efesiërs gaan lees, die brief, Efesiërs 1 tot 3, gaan oor die nuwe mens in Christus. Efesiërs 2 sê dit so mooi, hy sê ons is sy maaksel. Ons is geskep vir goeie werke. Die Engels sê, we are a recreated people. Ons is nuwe mense in Christus. Die hele hoofstuk 1 tot 3 gaan daaroor. En hoofstuk 1 tot 3 gaan dan daaroor. Eintlik eindig hoofstuk 3 met die gedagte, verbo wat ons dink, verbo wat ons vra, verbo wat ons droom. Dis hoe God se gees, die krag in ons werk. So die hele eerste deel van Efesiërs 3 gaan oor ons nuwe mens wees in Christus en hy het vir ons sy gees gegee om in ons te woon, Pinkster. Sy gees woon nou in ons en dan kom Paulus by hoofstuk 4 en dan sê hy vir ons, omdat ons nou nuwe mense in Christus is, omdat ons vol is van sy gees, het ons 'n nuwe manier van praat. So Paulus probeer eintlik vir ons sê, ek dink alles is geestelik, maar as daar nou iets sou wees soos geestelik en nie geestelik, en sê hy, hoe ons praat is 'n baie geestelike ding. Dit verklap ook baie van jou geestelike volwassenheid. En dan sê hy eintlik, hy sê ons kommunikasie is so belangrik, dat my woorde kan 'n instrument wees in die hande van die Here, in die hande van die Heilige Gees, om lewe te bring, maar my woorde, dis hoekom hy sê, moenie vir die duiwel plek gee nie, my woorde kan ook 'n instrument vir boosheid wees. Nogal scary, nie? Hy praat hier met kinders van die Here, hoor gou gaan hy verder, vers 29. Hy sê nie 'n enkele afbrekende woord nie. Nou ek het bietjie 'n studie gaan doen van die Griekse enkele. En enkele beteken enkel. Dit beteken een.
Moenie laat 'n enkele afbreekende woord uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene, vir die een wat dit hoor. Ons haal hierdie versie so baie aan, maar hoor gou aan wat is hy verbind. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Hoor jy hoe is bedroef die Heilige Gees gekoppel aan hoe ons met mekaar praat? So, my woorde kan 'n instrument wees wat saam met die Heilige Gees werk as dit opbouend is. As dit nie opbouend is nie, werk dit nie saam met die Gees nie. Ons het die hele tyd in die vorige reekse gesê, God se Gees woon nou binne in ons en hy help ons en hy roep ons ook om te oefen om dit te word wie ons klaar in Christus is. Nou as ons vanoggend net gou so 'n bietjie prakties dink. Ons almal weet woorde het gewig. Woorde het krag, woorde het die vermoë om 'n goeie merk op jou lewe te los, of 'n slegte merk. Dit kan jou aanmoedig, dit kan jou inspireer, dit kan jou opbou, of dit kan jou ontmoedig, dit kan seermaak, dit kan vernietig, dit kan pyn daar los. Woorde, opbouende woorde, is so belangrik, dat selfs ongesêde woorde gewig dra, wat ons nie eers altyd besef nie. Hoe baie keer het jy al mense gehoor, wat gesê het, maar hy het nooit jammer gesê nie. Maar hy het nooit gesê, hy's trots op my nie. Hy het nooit gesê, hy's lief vir my nie. Hulle het nooit dankie gesê nie. Ongesêde woorde, wat krag dra, waarna mense smag om te hoor. Nou vanoggend, as jy gou prakties daaraan dink, as ek nou moet sê, kom ons sit gou vir 'n minuut stil, gaan elkeen van julle 'n voorbeeld of twee kan bring, van iets wat iewers gesê is, in jou lewe, vir jou, en dit het 'n merk op jou gelos. Goed of sleg? Ek sien hoe gaan julle koppe. Ek het so een voorbeeld in my eie lewe, wat ek later agtergekom het, was sommer so op 'n dag, wat een van die matrieks voor my, ouderdom, sy net so uit die heup uit geskiet. En ek het later besef hoe die ding my pla, wat hy gesê het, en ek het 'n paar keer vir my gesê, maar wat maak dit saak, ek kan nie sy naam onthou nie. Ek weet eers waar hy is vandag nie. Maar ek onthou die effek wat dit op my gehad het. So elkeen van ons het sulke voorbeelde, en dan natuurlik ook nog van hoe nader dit aan jou lewe kom. So niemand van ons sal hiermee stry nie. Ons woorde dra krag. Woorde het gewig. En is maklik, of die uitdaging is, dit is maklik om dit te kan sê, ja, woorde dra gewig, as ek praat oor my wat dit ontvang. Maar hier is die uitnodiging vir oggend. Dis moeiliker om ook na myself te kyk en te sê, ek weet, my woorde dra ook gewig. Ek weet dit, ek hoor dit in die woord, ek aanvaar dit, en ek vat verantwoordelikheid daarvoor. En dis wat Paulus dan sê in hoofstuk 1, 2 en 3, voordat hy dan nou kom by hoe ons praat. Hy sê, die Gees van God woon nou binne in ons, en die Gees van God is in die besigheid van om mense op te bou. Wanneer mense opgebou word, dis wanneer die liefde kan werk, en dis wanneer die amazing goed gebeur, wat die mens self nooit kan doen nie, maar wat God se Gees alleen kan doen. Saam met dit, bedroef nie die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees wil mense trek, die Heilige Gees wil mense opbou, en hy nooi ons, die skrif nooi ons, om dit saam met hom te doen. Nou, vanoggend gaan ons net so 'n bietjie heen en weer gegaan. As jy hierdie woorde hoor en sê, ons is geroep om mense op te bou met ons woorde. Ek weet dadelik in jou gedagtes, sê jy dan, beteken dit, ek sê net die heeltyd, dit wat mense wil hoor. Beteken dit, ek vermy die waarheid. Beteken dit, daar's moeilike goed, hier's goed wat reggestel moet word. Beteken dit, ek sê dit nie. Nee, die skrif sê vir ons duidelik, Jesus het gekom, en Jesus was vol van genade, en Jesus was vol van waarheid, en wanneer Jesus dan met mense gedeel het, dan het hy vir hulle genade en waarheid gegee. Dink maar aan die vrou by die put. Hy het van gesê, waar is jou man? Nee, ek het nie, maar nie, jy is heeltemal reg.
Die ander 5 wat jy gehad het was ook nie jou mans nie. Maar hy gee vir die waarheid, hy spreek hierdie issue in haar lewe aan, maar hy maak haar dadelik toe met genade en met liefde. Nou hoor gou hoe sê Efesiërs 4 vers 9 in een van die Engelse vertalings. Hy sê, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Dit is so mooi gesê. Woorde wat gerig is according to the needs of the one who receives it. Jy dink as ons met mense deel, en dis hierso, jy so, die gees werk so in jou, dat ek amper sê, jy so geprogrammeer, om te sê, wat het jy nou nodig om te hoor? As ons ingestel sal wees op dit, hoe kan ek jou dien deur my woorde? En natuurlik, as ons sê according to their needs, dan weet ons, baie kere is waarheid in mense se lewens nodig, juis om hulle te help. Dink maar aan jou kinders. Hoe baie keer gee jy vir jou kinders die waarheid, want dit is wat hulle nodig het om te hoor. Nou vanoggend net so ietsie om jou dalk vinnig te help met dit. Daar's baie ouens wat skryf oor kommunikasie en denke ensovoorts. Maar hulle sê dat vir elke stuk waarheid wat jy in mense se lewens wil inspreek, of elke regstelling wat jy wil maak in mense se lewens, moet jy eers 5 tot 7 bemoedigende of bevestigende dinge sê. Nou toe ek dit hoor, toe raak ek yskoud. Toe dink ek aan hoeveel mense leef in omgewings waar opbou en bemoediging en liefde en genade missing in action is. En die slimme ouens sê dan is jou brein dadelik op die uitkyk vir gevare. So selfs wanneer iemand sou kom, as jy met so iemand deel, selfs wanneer jy sou kom met waarheid wat vanuit 'n hart van liefde uitkom, sal hulle dit as 'n gevaar beleef, want hulle is so gekonsentreer in 'n omgewing waar dit nie is nie. Kan jy hoor wat 'n groot taak en werk het ons? Kan jy hoor, roep die Here ons? My skoonpa sê altyd, gee vir mense die waarheid met liefde toegedraai. Jacques, het ek nou die dag vir jou gesê. Dit is so mooi, nee. Dit is so mooi. Vir elke ding waar jy in iemand se lewe wil inspreek, ook jou kinders. Ek dink dis een van vir ons as ouers, baie van ons wat hier sit as ouers, dink bietjie daaraan. Dis een van die beste plekke waar jy dit kan gaan toepas. Vir elke ding waar jy 'n regstelling wil bring of waarheid, is daar 5 tot 7 bemoedigende woorde nodig en 'n omgewing waar mense kan leef in dit, want dan sal mense ook die regstelling en die waarheid as liefde beleef. So terwyl ek oor dit alles dink, toe dink ek, ja, nou, ek verstaan nou so bietjie meer, so klein bietjie meer, van Paulus wat sê die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles, verduur alles. So die Heilige Gees wil ons help. Onthou ons praat oor wanneer die liefde werk. Ons het begin in die begin van die jaar, om te sê ons jaartema is Marked by His glory, known by His love. Jesus het gesê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is deur julle liefde aan mekaar, onder mekaar, nie vir die wêreld nie, dit ook, maar onder mekaar. Wanneer ons dit is, dan begin ons 'n beeld te raak vir die wêreld. Wow! Kyk daai omgewing. Kyk daai huis, kyk daai plek, kyk daai werksplek. Ek wil deel wees van dit, ek soek dit. Hey, waar kry julle dit? That's the kingdom of God. Dis so belangrik hierdie is. Die Gees wil ons help met hoe ons praat. Nou gou 'n laaste ding vanoggend. As dit kom by hoe ons praat, het Jesus 'n verskriklike belangrike ding gesê. En ons kan nie oor hierdie tema praat sonder om daaroor te praat nie. Hoor wat sê hy in sy eie woorde in Matteus 12 vers, ek dink is vers 34, ja, hy sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat sê Jesus hier? Onthou is dit nou Paulus se gesprekkie, want hy sê, julle is nou gered, julle is 'n nuwe mensdom, julle is vol van die Gees, en nou as julle praat, is baie geestelik, is baie belangrik, maar hier sê Jesus, waarvan jou hart vol is, loop jou mond van oor.
Dikwels kom ons agter in verhouding in ons eie lewens, as ons regtig eerlik met onsself is amper so een tree terug. Ons probleem lê dieper as net ons woordeskat. Die probleem lê so bietjie dieper as net die woordeskat. Nou onthou nou wat het Jakobus nou gesê? Hy help ons. Hy moedig ons aan. God is in die besigheid van opbou en so ook ons wat sy gees dra. So as ons sukkel, as ons agterkom ons sukkel, ons praat op 'n sekere manier, ons kry dit nie verander nie, dan weet ons, Jesus het gesê, dit kom hier iewers van 'n hart af. Hier's 'n boek vir oggend, dis min kere wat ek boeke promote, maar ek wil vanoggend vir hierdie boek wys, as jy hom kan lees hom asseblief. Hy's geskryf deur Tom Holliday, hy's een van die pastore by Saddleback Church, The Relationship Principles of Jesus, en in een van die hoofstukke praat hy oor kommunikasie van die hart af. Hy sê, woorde is net die vrug. Die hart is die wortelstelsel. En hy sê baie keer kommunikeer mense op 'n sekere manier, want daar gaan goed in die hart in. Ek gaan vir jou so 'n paar voorbeelde gee van wat hy sê. Baie keer sê hy, is die hart in 'n onseker, onveilige plek. Die hart voel onseker en dan praat mense woorde van beheer. Because you want to sort out the heart. Hy sê baie keer is daar in die hart vrees, daar's angs. Wat praat mense dan? Hulle praat woede. Hulle praat kwaad. Hy sê baie keer is die hart by 'n plek van skaamte. Dan praat ons woorde van verdediging. Want ek wil myself beskerm. Hy sê baie keer is die hart by 'n plek van bitterheid. Die hart het bitter geword, dis wat Jakobus ook sê. Hy sê, hoe kan een fontein vars water gee en brakwater? Die hart is by 'n plek van bitterheid. Hoe kom dit uit? Dit kom uit as sarkasme. Hy sê baie keer is die hart vol verwerping. En dan is daar woorde van onttrekking. Dis daai ongesêde woorde. Hulle word nie gesê nie. Hy sê baie keer is die hart vol trots. Hoe kom trots uit by die mond? Kritiek. So, dis nou regtig net so uit die boek uit, net so vinnig. Gaan lees hom bietjie. Dit sal vir jou goed wees. Die vraag is vir oggend, wat nou? As ek agterkom, maar ek kommunikeer so, hoe belangrik is dit, hoe ek praat, maar ek kommunikeer op 'n manier, hier's 'n probleem, wat nou? Sit ons almal nou maar net met hartprobleme en dis oukei. Sit nou maar net met die hartprobleem totdat Jesus eendag terugkom. Nee, hoor gou-gou, Paulus praat verder met ons in die brief van Efesiërs vanaf vers 31, hy sê, laat vaar alle bitterheid, en woede, en gramskap, en geskreeu, en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Ek dink is ook Jakobus wat iewers sê, hy sê, where there's strife, there's all other evil practices. Kan jy hoor hoe belangrik is hierdie in ons wandel as kinders van God wat gevul is met die Gees? Hy sê, laat vaar al hierdie goed, wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Hoe doen ek dit? Hoe laat gaan ek hierdie goed? Dis 'n praktiese preek hierdie. Wat doen ek? Wat maak ek met my hart? Hoor jy wat sê Paulus in Efesiërs 4 vers 22? So dit is die gedeelte voordat hy gesê het daarom. So onthou, daarom voor dit is daar iets. Hier's die gedeelte. Ons het daar by vers 25 begin lees. Vers 22 tot 24 sê hy, naamlik dat julle wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Trek die nuwe mens as 'n kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Wil jy gou vat na Jesus toe? Jesus se woorde het mense getransformeer. Hy het vir ons gewys hoe belangrik dit is. Sy woorde het 'n sekere aard gehad, dit het 'n sekere kwaliteit gehad. Dit wat hier van sy hart af by sy mond uitgekom het, daar was 'n connection tussen sy hart en sy mond. So wat sê die skrif vir ons? Die skrif sê vir my en jou, Efesiërs 1, 2 en 3, voor Paulus so mooi met ons praat oor hoe ons praat, sê ek en jy het nou deel aan Jesus. Ek en jy het nou in daai identiteit ingekom. Ons is nou in Christus.
En hy het vir ons Pinksterdag, hy het vir ons sy gees gegee. Sy gees help ons. In ons Korintiërs journey praat ons nou daaroor. Ons praat die hele tyd, die afgelope week of 2 daaroor. Ons eerste deel in ons disippelskap proses is om God te aanskou, Jesus te aanskou. Dis wie ek is, dis wat vir God my roep, die lewe. Die tweede deel is om dit te ontvang. Om dit te ontvang, moet ek kan sê, Here, ek laat gaan. Ek laat vaar. En daarom sê die skrif so mooi, dat die Heilige Gees kom en hy oortuig ons. Ek love die Heilige Gees. Hy werk so mooi met ons. Wanneer jy goed in jou hart sien, wat nie inpas by hierdie blauwdruk, die prototype van Jesus nie, kom werk hy so mooi met jou. En hy nooi jou om dit te laat gaan. En Paulus gebruik die beeld van, trek uit die ou klere, trek dit uit, trek die nuwe aan. Ek sê dit altyd baie, en ek sal dit nog baie in my lewe sê, ek weet nie presies, in oomblikke soos hierdie, in oomblikke in jou stilte tyd, in oomblikke as jy saam met ander gelowiges is nie, in oomblikke wat jy bid, hoe die Gees dit doen nie, maar hy doen dit. Hy doen dit. Ek wil jou vanoggend nooi om jou oë te sluit. Ek wil jou vanoggend vra in hierdie oomblikke om jou hart voor die Here oop te stel. Eerstens, deur net te sê, "Sjoe, Here, ek hoor u woord as kind van God wat die Gees van God het, hoe belangrik dit is hoe ek praat." Ek wil jou vanoggend nooi, ek het terwyl ek voorberei het, so 'n passie gekry vir die huis, vir huisgesinne, charity starts at home. Begin dit daar te oefen, die verhoudinge wat die naaste aan jou is. Sê, Here, ek stel my hart vanoggend oop vir dit, om hierdie woord te ontvang. Maar Here, ek stel ook my hart vanoggend oop, sodat U vir my kan wys, waar is daar iets, wat ek moet laat gaan, en my beklee, met die nuwe mens. Dankie dat U met my hart ook werk vanoggend. En dan wil ek jou vanoggend nooi as jy uitgaan, maar onthou, dis 'n hartsissue, maar dis ook iets wat ons oefen, om geleenthede te gaan soek, waar jy kan sê, Here, ek gaan my oefen in die godsaligheid. Psalm 141 vers 3, skryf die psalmskrywer, hy sê ook, Here, plaas 'n wag voor my mond, bewaak die deur van my lippe. So dis definitief dit, Here, mag ek my woorde watch, but it's more than that, it's also my heart. En begin soek geleenthede, by jou huis, by jou huwelik, by jou vriende, by jou werk, by jou familie, om te sê, Here, ek begeer, dat die liefde sal werk deur my lewe. Begeer dit. En ek hoor vanoggend die woord oor my woorde. Dan wil ek jou ook vanoggend nooi, sommer net so 'n paar goed om te sê, ook vra die Here om jou ook te help en sê, Here, maak my bewus van die ekonomie, van die ratio van my woorde. Hoe lyk my ratio van woorde, van genade en waarheid? En dan bid ons vanoggend dat die Gees ons sal help oor hierdie belangrike ding in ons lewens. Here, ek bid vanoggend vir elkeen wat vanoggend hulle harte oopmaak vir U om te werk en te transformeer. Dankie dat U woord dit doen. Here, maar dan bid ek ook vanoggend vir ons as 'n community, as Doxadayo, dat ons, Here, sal verstaan dat hierdie is 'n kenmerk van die Gees in ons lewens. Hierdie praat hart buite toe. Dit wys duidelik buite toe. Dit wys, hoe lyk die beeld van God? And may we be known by this, marked by His glory, known by His love, marked by His glory, known by His love. Heilige Gees, stort die Gees in ons harte uit, vul ons met die liefde. Hier is ons lewens, Here, hier is ons woorde. May we speak Jesus, may we speak Jesus, may we breathe in Jesus, may we breathe out Jesus, may our words be full of Jesus. We give you praise, God.